Welkom by vanmôre se erediens. Dis 'n spesiale erediens, 'n spesiale geleentheid. So dis lekker om julle hier te sien vanmôre, die wat hier is. Hier's 'n klomp mense wat nou hierdie naweek hier is. 'n Klomp van die kerkraadslede het gaan visvang. Hulle het gaan tiervis vang. 'n Klomp mans uit op 'n visvangtrip uit die land uit. Daar's moeilikheid op pad terug. En 'n paar ander mense wat nou nie hier is die naweek nie. So vanmôre is ons eintlik min in vergelyking met wat ons die laaste paar sondae die bywoning het. Maar nietemin, vanmôre is 'n spesiale geleentheid is ons nou dat dit die matriek erediens is. En so daarom wil ek sommer nou spesiaal vir al die matrieks wat hier is vanmôre sê baie welkom. Ek hoop dat hierdie erediens daarom vir julle 'n stukkie moed weer gee vir die laaste deel van die wedloop wat voorlê, maar ons gaan nou verder daaroor gesels. Ons gaan begin deur lekker saam te sing. Die lofliedere wat ons sing is die 212, loof die Here, hy is goed, en dan die 265, die enigste Here enkele wese, en dan die aanbiddingslied 266, die hemel bekende ons Vader wat woon in die hemel. Ons sing dit staan.
die afkondigings. Ek hoop almal het 'n blaadjie gekry. Eerste ding wat ek net gou wil uitlig asseblief, die ouderlinge vergadering wat vanmôre sou plaasvind, ons stel dit uit, ons sal die datum nou nog aan almal kommunikeer, die nuwe datum, en dan onthou asseblief volgende week na die erediens het ons 'n vinnige vrouediensvergadering. Dit is nou spesifiek ten opsigte van die beplanning vir Kersangdiens en al hierdie laaste paar projekte vir die jaar wat voorlê. Dan ons voorbidding is Elna Flynn en dan Lorraine. Ek het daar nog nie vanmôre, sy is nie vanmôre hier. En dan Tannie Martina en wil ek vra dat julle asseblief vir Dorette de Klerk ook sal bysit by die lysie asseblief. Dan by die verjaarsdag het ons net 2 verjaarsdae hierdie week en al 2 is vandag. Nee, die 3de, ekskuus. Al 2 is die 3de. So dis Liam Reineke, is hy hier vanmôre? Nee, hy is hier nie. En dan Christine, Christine Koeglenberg, sy sit nie haar eie naam op die blaadjie nie, maar dis mos nou my prerogatief om haar naam te sê. So Christine verjaar die 3de ook. So as julle hier verbyry, dan kan julle gou vinnig inloer of vir haar 'n boodskap stuur. Maar aangesien nie een van hierdie 2 vanmôre hier is nie, gaan ons nou nie geskenke buite deel. Dan wil ek ook, ekskuus, ek het nou dit nagelaat, by die beterskap en voorbring. Ek hoor hier is een of ander maagvirus wat die ronde doen in die dorp. En 'n klomp van, dis hoekom 'n paar van die mense ook nie hier is. Hulle kuier vanmôre eerder by hulle self daar in die hoekie in die toilet as wat hulle saam met ons wil kuier vanmôre. So almal wat nou dit alreeds onderlede het of wat dit tans het of nou wil gaan kry, hooplik nie. Baie sterkte. Ons sal aan julle dink, sorg dat jou selfoon se battery gelaai is. Dit nie heeltemal alleen is. Onthou asseblief, ons het vanmôre na die erediens grootse koek en pudding verkope daar in die saal. So kom ondersteun asseblief hierdie projek. Ons het dit al vir baie lank afgekondig. So almal weet daarvan. En as jy nou jou kontant vergeet het vanmôre, daar's verskillende ander maniere hoe jy ook vanmôre kan betaal. So asseblief kom ondersteun dit. Of as jy dalk te min kontant gebring het en jy het nou besluit jy wil dalk ekstra vat, daar's ander opsies om te betaal behalwe kontant. So asseblief kom ondersteun dit vanmôre. En daar's verskriklike lekker goed daar. Jy gaan sien daar's baie lekker goed. Dan die sonnaarskooluitstappies kom al nader. Die 25 Oktober, en onthou die reëling is dat enigiemand anders is baie welkom om ook saam te gaan. Laat weet asseblief net vir Gerard, dan ons kan as gemeente lekker saam gaan kuier die dag. Jy hoef nie noodwendig deel te wees van die katedese of kinders te hê wat by die katedese is nie. So kom kuier asseblief net saam, maar praat asseblief net met Gerard sodat ons kan seker maak dat jou plek bespreek is. Dan die ander groot een wat voorlê is die 31ste Oktober is en Saterdag die 1ste November is die groot hengelkompetisie. En weer eens daar is die reëling ook dat almal kan asseblief kom saam kuier. Die van julle wat nou die dag, die Saterdag nou net wil kom saam kuier, jou toegang is gratis. En ons gaan daar lekker kos en alles beskikbaar hê, so asseblief kom kuier saam met ons. Jy hoef nie eers 'n visstok saam te bring nie. Bring net 'n kampstoel saam en dan kuier ons lekker. En die van julle wat nou wil kom saam kamp, dit is R100 kampfooie vir die hele naweek. So bring jou karavaan of jou tent of wat ook al en kom kuier en kamp lekker saam, kampvuure en elke ding. Ons sal braai hout en ys en kos en ander versnapperinge ook beskikbaar wees die naweek. So asseblief kom kuier saam met ons daardie naweek. Dan die Color Carnival, die Kansa relay, wat deur Postnet Wolmaranstad gedeel word. Ons as gemeente ondersteun hierdie projek. Dit is die 4de Oktober, so asseblief kom woon die dag ook by, daar's lekker worsbroodjies,
koeldranke en elke ding, en braaivleis en elke ding wat ek koop gaan wees, en kom hardloop saam, kom loop saam, kom gooi saam verf, dit gaan baie lekker wees. Ek self gaan die MC wees die dag, so asseblief kom ondersteun die projek. Dis dan nou dit, ten opsigte van die afkondigings, ek wil ook daarom nou net sê dankie vir almal wat op hierdie stadium moeite doen om hulle die nuwe intrekkervorms of die lidmaatskapvorms op te dateer of in te vul. As jy hier by die gemeente skakel en jou goed is nog nie hier nie, asseblief blaas dit oor, vir verskeie redes. En as jy nog enigstens wonder daaroor of vrae het of wat ook al, asseblief bel vir my of praat met my. Ek sal met liefde vir jou verduidelik, regtig hoekom dit belangrik is, dat jou goed hier is. Ek verstaan daar is mense wat nou goed by ander gemeentes los, want hulle wil graag eendag begrawe wees. Kom jy met my 'n gesprek daaroor. Dis nie nodig om jou goed daar te los. Vir statistiek doeleindes en allerhande sulke goedes is dit regtig belangrik dat jou lidmaatskap hier is, as jy aktiewe lidmaat hier, bydraende lidmaat hier by hierdie gemeente is. So asseblief praat met my daaroor as jy enige vrae het of onseker is daaroor. Of selfs as jy intussen nou nuwe selfoonnommers het of enigstens so iets, gebruik dieselfde skakel en dieselfde vorms net om die goed op te dateer, dan weet ons die goed is reg. So asseblief doen moeite daaroor. Dis nou dit ten opsigte van die afkondigings. Is daar iets wat ek mis? Niks. My sê weer? Ja, die koeksuster bak en koeksuster verkoop, asseblief praat met Kathy daaroor, of en plaas jou bestelling ook by haar, sodat jy kan seker wees dat jy joune kan kry. Nou moet ek ook nou bysê, my huis is volledig. Ek het my vrou, my dogtertjie gaan haal, hulle is uiteindelik hier, vir permanent, saam met my. So, ons is baie dankbaar daaroor. Hier begin offisieel môre by die hoërskool werk, en ons gaan môre skoolklere en boeke en goeders kry vir Janika, so ons is baie dankbaar en opgewonde dat ons huis is nou weer voltallig. Dankie vir almal wat op hierdie stadium met my as grasbewenaar opgeskeep gesit het. Nou is ek my vrou se probleem. Nou ja, aangesien dit die matriek erediens is en ons bietjie fokus op die matriek vanmôre en op jonger mense, het ek ook nou goed gedink om die aanvangswoord te doen uit Psalm 119, die baie bekende gedeelte, vers 9 tot 16. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Dan die antwoord, deur te hou by U woord. Met my hele hart soek ek U. Laat my tog nie afdwaal van U bevele. In my hart koester ek U woord, sodat ek nie teen U sondig nie. U moet geprys word, Here. Leer my U voorskrifte. Met my lippe vertel ek van al die beslissings van U mond. Oor die pad van U bepalings is ek verheug, soos oor enige rykdom. Oor U opdragte wil ek nadink. Ek wil op U baie let. In die voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal die woorde nie vergeet. Jong mense, matrieks, medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Terwyl ons sit, kom ons sing as voorbereidingslied, toetrede, die 257 vers 1, 2 en 3, O Heer, maak oop my eie hart se poort, en dan is dit ook 'n gebed, waarin ons vir Here vra, ons in ons gees voor te berei, en ontvanklik te maak, vir dit wat hy vanmôre met ons wil kom deel. Amen.
God, wat 'n voorreg om vanmôre as 'n geloofsgemeenskap, 'n uitgebreide familie in Christus, hier by mekaar te kan kom. Dit is werklik, Here, 'n voorreg. Nie uit gewoonte nie routine nie omdat ons gedwing is nie, omdat ons daarna smag om mekaar in U teenwoordigheid te ontmoet vanmôre. En primêr, omdat ons vanmôre as geloofsgemeenskap hier buite is, om U te kom ontmoet en te hoor wat U met ons wil kom deel uit U woord vanmôre. Vir elkeen van ons. En daarom wil ons U dank dat U ons in staat stel om wel hier te wees. Dat ons die voorreg mag hê om hier te kan wees sonder dat ons hoef te vrees vir ons lewens of vir vervolging of enige soets. Dat ons dit werklik in die openbaar sommer maar net kan doen. Dat ons openlik kan getuig dat ons U volgelinge wil wees, kan wees, en dat ons die verantwoordelikheid wil nakom om ambassadeurs van U in hierdie wêreld te wees. En vanmôre, Here, wanneer ons spesiaal saam met die matrieks dankie sê oor die pad wat U reeds met hulle gestap het en saam met hulle voorbereiding doen vir die pad wat voorlê, wil ons werklik vir U kom vra. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Die teks wat ons vanmôre lees, is die gedeelte uit 2 Timoteus hoofstuk 2, verse 1 tot 13. Jy dan, my kind, wees sterk deur die genade in Christus Jesus, en dra dit wat jy deur baie getuies van my gehoor het, oor aan betroubare mense wat bekwaam sal wees, om ook ander te onderrig. Verduur jou deel van die ontbering, soos 'n goeie soldaat vir Christus Jesus. 'n Soldaat raak nie verstrik in sake van die alledaagse lewe nie, sodat hy sy bevelvoerder tevrede kan stel. Verder word daar 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem en nie bekroon as hy nie volgens die reëls meedoen. Die landbouer wat die harde werk doen, moet eerste van die oes kry. Dink na oor wat ek sê, want die Here sal jou insig gee in al hierdie dinge. Onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van Dawid opgewek is uit die dood volgens my evangelie, waarvoor ek verdrukking kry, selfs in boeye soos 'n misdadiger. Maar die woord van God is nie geboei nie. Daarom verduur ek dit alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing van Christus Jesus met ewige heerlikheid kan verkry. Die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloor, sal hy ons ook verloor. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloor. Ons lees tot sover. Ek het nou my dingetjie binne. Ja, maar ek het hierdie ding daar binne vergeet. Ok, julle, ons praat vanmôre spesifiek met die matrieks, eintlik al die ander jong mense ook wat vanmôre so aan die einde van die 3de kwartaal is, en dan breek die 4de kwartaal aan. Julle het 5 dae vakansie, so tussen nawees. Hierdie vakansie wat voor lê is net 5 dae, as jy nou nie die naweke by dan is net 5 dae.
En dan breek die 4de kwartaal aan. En dan is hierdie jaar verby. Mamas en papas, julle wat nou leerlinge op skool het, baie geluk, julle het nog 'n jaar oorleef. En hierdie 4de kwartaal breek aan soos, terwyl jy nou 'n maagvirus is, soos groot moeilikheid. Dis net so, jy kan dit nie keer nie, jy kan niks daaraan doen nie, en dan is die laaste kwartaal se toetse en eksamens, as ek reg kan onthou, dis omtrent 12 skooldae, 13 skooldae in die 4de kwartaal, dan begin die 4de kwartaal se eksamens en dinge. Nou sien ek party van hierdie oues. Ja. Is eintlik 'n week. Ja, so is middag, so 3 week. In 'n geval, so dan is hierdie jaar net. Maar vir die matrieks, die rekord is verby, jy het dit oorleef. En as jy die rekord oorleef het, dan is die eindeksamen eintlik 'n breeze. Die rekord is baie moeiliker as die eindeksamen. Ek wil eintlik vir jou goeie nuus gee vanmôre en sê die rekord is baie moeiliker as die eindeksamen. Maar dit is die einde van 'n era in jou lewe. Dis die einde van jou skoolloopbaan. Jy het 12 jaar lank, min of het jy hard gewerk om uiteindelik te kom waar jy nou is. En jy is eintlik met die rekord, is jy eintlik oor die onse stand. Nou is die eindeksamen. En die beste resep wat ek vir jou kan gee vir die eindeksamen, buig jou ruggie en laat jou liggie brand by die les. Dis maar, daar's geen ander, daar's nie 'n kitsoplossing daarvoor nie. Jy kan nie op YouTube of op TikTok of op Instagram allerlei slim DIY videoetjies kry en sulke goeders kry om dit makliker. Dis die eindeksamen. Jy moet jou ruggie buig, jou liggie laat brand, kom af, druk deur. Dis waar jy nou is. Maar dit is, soos ek nou gesê het, die einde van 'n era in jou lewe. Jy gaan nooit weer, hooplik, jy gaan nooit weer 'n matriek wees en 'n eindeksamen skryf. En omdat dit nou die einde van 'n era is daar 'n klomp eindes van 'n klomp. Dis matriekafskeid, dit is wat nou al verby is. Dis die laaste keer wat jy in daai skool by die lesenaars gaan sit, laaste keer wat jy daai onderwysers gaan sien as 'n onderwyser, dis die laaste keer wat jy saam met jou pelle gaan skool toe gaan as 'n skoolleerling by jou skool. Dis die laaste keer wat jy daar gaan eksamens skryf. Allerhande sulke goeders. 'n Klomp laastes in jou lewe. En ons vergeet dit soms. Ons is so gefokus op, maar ons wil klaar kry, en ons wil die eindeksamen agter die rug kry, en ons wil net deurdruk, sodat ons nou uiteindelik kan klaar wees met skool, want dan is ek nou in die wêreld in, en dan kan ek nou my eie ding doen, en ek gaan nou my eie stoom voortgaan, en allerhande sulke goeders, maar mense vergeet, dat dis eintlik baie spesiaal. Baie skole in jou eindeksamen, is daar nou 'n klomp skole wat nou 'n klomp verskillende reëls het, maar jy gaan vir die laaste keer jou skooluniform dra. So jy moet eintlik hierdie goed vasmaak. So ook, omdat dit die einde van 'n era is dit die nuwe, is dit die begin van 'n nuwe era in jou lewe. 'n baie groot era. Die lekkerste tyd in jou lewe is terwyl jy in jou ouers se huis is en jou pa vir jou sorg. Ek weet julle wil nou baie graag klaarmaak en losbreek en op jou eie gaan en jou eie stoom en jou eie plekkie hê en allerhande sulke goeders. Jy gaan oor 3 maande spyt wees. Maar nou ja, ek weet nie, glo my nie. Jy gaan oor 3 maande gaan jy sê, "Ai, daai doop nie wat niks weet nie, het nou iets geweet." Maar dit is nuwe ontdekkings.
nuwe uitdagings, nuwe geleenthede, nuwe moontlikhede waaroor jy eintlik nog nie eens gedroom het. En ek wil vanmôre regtig vir jou sê, al daai nuus, soos wat jy moeite doen om te onthou, al hierdie laastes wat nou gebeur, daai nuus wat kom, gryp dit aan met al twee hande. En as dit moeilikheid is, gryp hom met al twee hande en slaan hom met die kop. Nee? As ek kyk te bars. Gaan gryp al hierdie nuwe geleenthede met al twee hande aan. Want jy gaan. Ek wil nie vir jou sê maak 'n sukses nie. Ek wil vanmôre sê jy gaan daarvan 'n sukses. En as jy dan nog ooit gewonder het, hoe gaan jy dit oorleef? Hier's baie mense wat dit al geoorleef het. Jy's nie die eerste of die laaste. En Paulus het toe hy met Timoteus gepraat het, toe hy nou hierdie teks geskryf het, het hy min of meer dieselfde motivering wat nie net ek nie, en ek dink jy is ook nou redelik dik vir almal wat jy probeer motiveer vir hierdie eindeksamen en laaste deel van die wedloop wat voorlê. Al die onderwysers en al die dominees en pastore wat al by jou skool kom praat het en jou familie en jou ooms en jou tannies en oupas en elkeen wat 'n sê het wil vir jou sê en jou probeer motiveer. So ek dink jy is al redelik dik daarvoor. Maar Paulus wil dieselfde doen. En ek so dik soos wat jy dit is, jy kan dit nie genoeg hoor. Nou Paulus praat met Timoteus. Timoteus was omtrent 12 jaar oud toe Paulus hom as gemeenteleier aangestel het en vir hom 'n gemeente gegee het om op sy eie die gemeente te hanteer. Hy was omtrent 12 jaar oud. So as jy nou ooit gewonder het, jong, hier is groot verantwoordelikhede, hoe weet ek is nog te jong daarvoor, of wat ook al, Paul Timoteus was 12 jaar oud. Wie van julle is 12? Timoteus was so oud soos julle, toe hy dominee was in die gemeente. En Paulus skryf vir hom, terwyl Paulus in die tronk sit, skryf hy vir hom hierdie brief, om hom te motiveer. En hy sê eintlik vir Timoteus in hierdie teks, onthou. Die eerste onthou wat hy vir hom sê, onthou wie jou krag gee. En hierdie onthoue via Paulus en Timoteus wil ek vanmôre ook vir jou sê, as matriek. Onthou wie jou krag gee. Paulus sê nie vir Timoteus, gaan wees sterk op jou eie stoel. It's not possible. Paulus sê nie vir Timoteus, gaan maak 'n verskil op grond van jou eie krag. Nie, hy sê dit. Inteendeel, hy sê, wees sterk deur die genade van Christus, want dit is waar sy krag. Nie in homself nie, nie in hoe goed hy wiskunde kan doen nie hoe oulik sy baadjie lyk met al die baaltjies wat op sy baadjie is nie. Wees sterk, druk deur die krag wat God jou gee. Paulus sê dit vir Timoteus en ek wil dit vanmôre sê. Jou identiteit lê nêrens en in niks anders as in Christus. Dis waar jou identiteit is. Dis waar jou krag kry. Nie by 'n generator wat jy staan nie by die feit dat jy 'n hoofseun of hoofdogter was nie by die feit dat jy die eerste span rugby gespeel het nie. Hy kon nou sê, daai goed gaan jy nie deur die matriek eindeksamen kry nie. Wat jy deur hierdie laaste era gaan kry en vir jou die krag gee vir die nuwe era wat voorlê, is Christus. Die genade van God. Dis op grond van genade dat jy in elk geval hier is en dat jy maar nie jou kop afgeklap het. So, gebruik dit. Wees daarin geanker. Want dit is waar jou krag lê. Die tweede onthou wat hy vir ons sê, is onthou dat jy geroep is om te deel. Jy skryf eindeksamen. Nie op pa nie op ma nie, al voel hulle so. Hulle skryf nie die eindeksamen, hulle het dit klaar gedoen. 403 jaar terug al.
Jy skryf eindeksamen vanmôre. Ag weet jy, wow. Hier die laaste deel van die jaar. Jy. Maar jy doen dit nie vir jouself. Ek weet baie mense sê, jy doen dit vir jouself en vir jou eie toekoms. Ja, daar lê waarheid daarin. Maar jy bou nie aan 'n toekoms vir jouself. Paulus sê vir Timoteus, wat jy by my gehoor het, moet jy nou aan ander ook gaan gee. Jy moet dit aan ander ook toevertrou, die betroubaar is. Om dit verder te gaan deel. Wat? Die evangelie. Ja, jy gaan skryf oor die kennis wat jy nou al oor 12 jaar bymekaar gemaak het. Wiskunde en wetenskap en ek weet nie wat nog alles. Jy gaan daaroor rekenskap gee nou, ja. Dit is so. Maar uiteindelik gee jy ook rekenskap oor die feit dat jy 18, 17, 19 jaar oud is en daar gaan sit en in hierdie 18 jaar nou al hoeveel kennis lewenskennis en ervaring bymekaar gemaak het. En dit is deel van dit wat getoets word. Die feit dat jy kan redeneer, die feit dat jy vir jouself kan dink, die feit dat jy actually daar kan sit en die vermoë het om dit te doen. Dit kom nie van self nie. Dit word aangeleer. En daai is deel van die lewenservaring en kennis wat jy bymekaar gemaak het, om uiteindelik ook nou in die nuwe era te gaan oordra en verder daarop te bou, sodat jy 'n verskil kan maak daar waar God jou gaan plant. God plaas jou nooit net vir jouself op 'n plek. Jy gaan op 'n plaas gaan werk, jy gaan in die stad gaan werk, jy gaan 'n dokter word, jy gaan 'n tandarts word, jy gaan wat ook al. Waar jy gaan kom, daar waar God jou gaan plaas hy jou nie net vir jouself. Jy word nie geplant om vir jouself te gaan wees, te gaan leef. Jy word op 'n plek geplant sodat jy die evangelie kan gaan uitleef en 'n verskil gaan maak. Hoekom? Tot eer van God. Onthou, jy is geroep, jy word geplant om te deel. Die ander onthou, sê Paulus, onthou, volhard. Druk deur, ek het dit net nou gesê, kop af, druk deur. Dan gebruik hy 3 baie bekende beelde, metafore. Die een is 'n soldaat. Ek meen die soldaat, ons almal weet, daai ouens kyk moeilikheid vierkantig in die oë, dan wat doen hy? Hy marcheer vorentoe. Soldate hardloop nie weg nie, want dan word jy van agter af geskiet. Druk deur. Die volgende beeld wat hy gebruik is die van 'n atleet. Nou sê hy, 'n atleet behaal nie die oorwinning as hy nie die reëls nakom. Ons het gister die rugby gekyk. Die Bokke het nie gewen omdat hulle die reëls gebreek het nie. So hou met die reëls, druk deur daarmee. Dan wil ek nou by hierdie een bietjie meer stil staan, 'n boer, want dit is nou dit wat ons aan ons eie lyf ervaar, dit wat ons ken, hier in ons gemeenskap. Geen van hierdie boere is suksesvol of kan kos op die tafel sit, omdat hulle opgee. Om 'n boer te ry is die grootste, om 'n boer te wees, is die grootste risiko wat jy kan neem op hierdie stadium in ons land. Dis die mees riskante beroep wat jy kan hê, wat jy kan doen, is om 'n boer te wees. Ons almal ken, hier weet ons dit. En as jy terugdink aan die gemeenskap waaruit jy kom, wanneer jy nou hierdie nuwe era ingaan, en wanneer jy nou hierdie laaste deel van die wedloop gaan voltooi, jou eindeksamen gaan skryf, druk deur, volhard in dit wat jy reeds het, volhard in dit wat jy ken, en volhard in jou voorbereiding. Moenie tou opgee. Jy gaan nog moeg raak.
Die eindeksamen, jy gaan uitgeput raak, jy gaan, die Engelse woord, sleep deprivation hê, jy gaan regtig, jy gaan op moeg raak. Ek sê dit nou vir julle. Druk deur. Vat nou maar 'n stukkie ietsie vir die energie, of dit nou 'n sjokolade is, of dit nou die 7de koppie koffie vir die aand is, of wat ook al. Druk deur. Moenie te hoog gee. Jy is op die einde. Moenie nou te hoog gee. Hou vas, volhard, moenie moed verloor. En dan nog 'n onthou. Onthou Jesus Christus. Jy het dit tot nou toe in hierdie gemeente geleer, gehoor. Jy het dit by jou ouers gehoor, geleer. En by al die ander gelowiges wat op een of ander manier 'n invloed in jou lewe het. 'n Oom, 'n tannie, 'n oupa, 'n ouma, 'n boetie, 'n sussie, dan irriteer julle mekaar. Julle het op 'n manier Jesus Christus vir mekaar gewys. Onthou, Christus is uit die dood uit opgewek. Hy leef. En daarom kan jy leef. Voluit. Jesus het nie uit die dood uit opgestaan om vir jou 'n voorsmaakie van die lewe te gee. In Johannes 3:10 sê hy, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Volledig. Daarom, omdat jy weet, Christus leef en jy in Christus leef, het jy verseker 'n blink toekoms. Ja, baie hang daarvan af wat jy daarvan maak, maar jy het 'n blink toekoms. En daarom geniet hierdie laaste gedeelte van jou lewe, al is jy hoe moeg, geniet dit. Gaan nie weer daar wees. En terwyl jy nou die laaste tree gee, uit die een era uit, en die eerste tree in die nuwe era, geniet dit. Volkome. Maak die beste daarvan. Want dit blink klaar. Jy moet dit nog net gaan geniet. Dit is al wat jy hoef doen. Gaan geniet dit. Daar is 'n klomp beloftes wat Paulus met Timoteus deel. Dis deel van die onthou wat hy vir hom wil vertel. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Dit ken jy. Die katedese skool waardeur jy nou is, jy het kort daar geleer. As ons volhard, sal ons saam met Christus regeer. En as ons getrou is, hy bly getrou. Dan ons is agter julle. Dis die laaste onthou wat ek vanmôre vir jou wil sê. Onthou ons as gemeente is agter julle. Ons ondersteun julle. Ons staan, en dis hoekom ons die moeite doen wat ons doen. Nie net jou ouers, ons as gemeente, ons as gemeenskap. Ons staan agter julle. Ons glo in julle. Ons weet julle kan. Nie vir een oomblik twyfel ons in julle vermoë. Hierdie eindeksamen, jy gaan daarvan sukses maak. You've got this. En ons sal al die pad, nie net julle ondersteun. Ons gaan vir julle bid. Ma sal vir jou koppie koffie aandra en haar sal genoeg skree om jou in die kamer te kry by vrou. Ek grap. Ons as gemeenskap is agter julle. Onthou vir jou krag gee. Onthou dat jy geroep is om 'n lig te wees. Dis nou net 'n opsomming oor dit wat ek nou gesê het. Onthou voluit om vol te hou soos 'n soldaat, 'n atleet, 'n boer. Onthou Jesus Christus is die lewende en daarom leef jy. En onthou dat God getrou bly, selfs al is jy hoe moeg. Mag julle eksamens in die nuwe era wat voorlê vol hoop en vertroue wees. Hy bly getrou. Nou het ek met die matrieks gepraat, maar ek kan dit net so wel vir almal van ons sê. Hierdie onthou het ons ook dalk nodig gehad om 'n bietjie te onthou. Wie ons is, waar ons vandaan kom, waarmee ons besig is.
jy nou matriek eindeksamen skryf, en of jy besig is met 'n belangrike ooreenkoms by die werk, of nou vis gestrooi het, en die wonderlike reën wat geval het, en daar 'n kamp voorbereiding op die lande moet plaasvind, wat dit nou ook al mag wees. Onthou, dit wat Paulus vir Timoteus gesê, want uiteindelik is dit vir jou net so waar. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons die voorreg mag hê, dat ons vanmôre hier in 2025 vir hierdie matrieks, die matrieks van 2025, dan sê, sterk, staan vas, kop af, druk deur. Dit wat wag, is 'n blink toekoms, omdat U dit vir ons gee. Omdat U hulle tot hiertoe gebring het, en dit op sigself getuienis is, en 'n bevestiging is van die feit dat U die pad vorentoe ook vir jou nog steeds saam met hulle sal staan. Dankie dat ons in 2025 die woorde van Paulus kan lees, wat baie honderde jare terug al dit vir Timoteus geskryf het, as motivering, as inspirering, dat ons dit vanmôre ook kan lees vir ons eie motivering en inspirasie. Dankie dat ons U stem hierin kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vra dat die matrieks wat vanmôre hier is, dat julle asseblief sal vorentoe kom, Kryden, Nelis, Danel en Hein. Dat julle asseblief vorentoe kom. Wie is nie hier nie, Hein? Ons wil vir julle geskenk gee, maar voordat ons die geskenk vir julle gee, wil ek tog vir julle 'n seëngebed bid. En ek wil vra dat hulle ouers asseblief sal opstaan en ook julle hande sal uitsteek terwyl ek oor hulle 'n seën uitspreek. Asseblief. Kom sommer vorentoe. Kom sommer vorentoe. Kom. Julle lyk oulik genoeg. Dan kan julle sommer saam met my dat hulle die hand op. Ek wil vir julle, ek staan nie so, nou nie daar maar lees. Julle as gemeente, kom ons, julle kan dit saam met ons doen. Mag die Here jou wysheid gee, soos jy jou eksamens aanmaak. Mag hy jou vrede gee, wanneer jy die spanning te veel raak. Mag hy jou krag gee, om vol te hou, tot die einde. Mag hy jou herinner, dat jou waarde in Christus nie in punte nie. En mag jy, waar die nuwe paai jou ook al neem, altyd onthou, die Here, jou God, gaan saam met jou. Hy is jou lig, jou gids, jou getroue Vader. Ontvang daarom dan vanmôre die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordiging van die Heilige Gees sal met jou wees, nou en vir altyd. Amen. Nou wil ek Johan nooi om as voorsitter van die kerkraad vanmôre saam met my vir julle handdruk te gee en die geskenk vir julle te gee. Hier is sterkte, baie sterk. Kop af druk weer. Daniel, baie sterkte.
en Kaiden. Sterk, kom af vir keer. Skrak. Terwyl hulle hier staan, wil ek julle as gemeente nooi om op te staan, en dan sing ons vir hulle die bekende Laat Heer U seën op hul dag. Ek gee nou geleentheid vir die opname van die dankoffers. Here, dankie dat U in oorvloed ons seën. Dankie dat ons uit ons seëninge ook weer kan teruggee, sodat ander geseën kan word deur die diens in die koninkryk. Daarom bid ons dat U hierdie offer sal aanneemlik vind en dat U vir ons die wysheid in rentmeesterskap sal gee oor hoe om dit aan te wend tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ons gaan nou staan vir ons slotsaam. Dis lied 563 vers 1, 2, 3 en 4. Dis die bekende Magaliesbergse aandlied, maar Leonor het nou vir my gesê, dis nie so bekend hier nie. So sy gaan hom eers een keer deurspeel. Maar julle ken dit en dit is 'n baie maklike wysie eintlik. So julle sal hom so halfpad die eerste vers al optel en dan 2, 3 en 4 gaan julle lekker hard kan saam sing. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied. Ons sluit af met hom en dan bly ons staan vir die seënuitspraak, die sin van die amen aan die einde en onthou van die koek en pudding verkoper nou na die tyd.
Kobus, ek hoop jy het 'n wonderlike week en dat jy sommer uit jou sokkies uitgeseën sal wees hierdie week. Gaan geniet hierdie week, wat ook al jy doen dit voluit en onthou die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.